is een ding vanmôre wat ek verseker weet. Daar is baie dinge wat ek nie weet nie, maar een ding weet ek. En dit is, dat daar niks is in hierdie lewe, wat my kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, vir my en vir elkeen wat U liefhet nie. Daar is baie dinge wat ek nie verstaan nie, maar een ding verstaan ek, en dit is dat die Here se liefde nooit teleurstel nie. En dat al die gedagtes wat U aangaande die mens het, gedagtes van seën is, goeie gedagtes, gedagtes om te bou, en te stig, en te reinig, en te red, en te vergewe. O Here, ek dank U, dat te midde van 'n wêreld, waar die ontrouheid van die mens, so duidelik na vore kom, sien ons die getrouheid van God, elke dag van ons lewe. Ja, U goedheid, en U guns, en U genade, is niet vir ons, elke môre, saam met die opgang van die son, so is U genade, elke môre, niet. En ons verlustig ons vanmôre in U, ons verlustig ons vanmôre in die wete, God is vir my. En as God dan vir my is, wie sal teen my kan staan? Al val die vyand op my aan, op 7 paaie sal hy voor my uitvlug, want die Here is my krygsman. Ja, magtig in die stryd is die Here onse God. En U gaan voor ons uit, en U maak paaie vir ons reguit. Al bedink die wêreld ons dood, het U gesê, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Daarom dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood is verslaan in die lewe. En Jesus Christus, U het vir ons opgestaan. Die krag van God deur die Heilige Gees het U opgewek in die dode, en daarom almal wat in Christus gesterf het, sal ook saam met hom lewe. En ek verklaar vanmôre, Vader, ek is met U seun Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Maar wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die genade en die seën van God wat my liefgehad en homself vir my oorgegee. Word dan verheerlik in ons liggame, soos wat ons aan U oorgegee is vanmôre. In Jesus naam. Amen. Amen. Never failed me yet. Amen. Wat ek bly verseker om vanmôre te weet, dat die hand van die Here is nie te kort om te help. Amen. Sy oog is nie te ver van ons af om te sien. En ek wil vanmôre vir U sê, omdat ek wil vir jou sê, die Here sien jou. Yes, amen. En sy hand staan gereed om uit te red. Maak nie saak wat jou naam is, wat jou agtergrond is nie. En selfs hoe ver jy dalk moontlik kon geval het nie. Daar is min van U wat so ver kon val soos wat ek geval het in my lewe. Maar maak nie saak hoe diep die moddersluit is. Hoe sê die liedere digter, He lifts me up of the miry clay, and He set my feet on a rock to stand. En nog eenmaal sal die wêreld geskit word eendag, so sê Hebreërs 12. En alles en almal wat nie gefundeer is op die rots Jesus Christus nie, sal vergaan. Maar die wat hulle lewe gebou het op Jesus Christus, die hoeksteen, die fondasie, daardie steen wat die bouers verwerp het, wat vanmôre vir ons die hoeksteen is, as jy op hom gebou is, wanneer die aarde nog eenmaal geskit sal word, en miskien voel jy dalk, hoor, my lewe word nou al geskit.
Jy praat van nog 'n skudding. Luister, dit wat jy nou ervaar, kan nie vergelyk met die skudding wanneer die Here uit Sion sal brul, volgens Joël 3, en die hemel en die aarde nog 'n maal geskud sal word nie. Wees maar seker, jy is stewig gefundeer in Christus Jesus. Want die skuddings wat ons nou al reeds ervaar, mense, dit is eintlik vaag in die lig van die skudding wat ons sal sien, wanneer die Here sal terugkeer. Ja, dis nie lekker wat ons baie maal deurgaan in hierdie lewe nie. Want geld is vandag daar, môre is dit weg. Liefde is vandag daar, môre is dit weg. Vriendskap is vandag daar, môre word jy in die rug gesteek. Ons beleef dit almal elke dag van ons lewe. Maar broer en suster, ek het ervaar dat die dag wanneer jy waaragtig tot wedergeboorte kom, dan is dit nie soos baie predikers sê, dan sal dit maanskyn en rose wees nie. Dan sal alles regkom in jou lewe. Nee, my broer en suster, in my persoonlike ervaring, die dag toe ek met God my saak regmaak, ou broer, toe breek alle hel los in my lewe. Ek het altyd so skuldig gevoel oor die getuies van soveel mense wat sê, die dag toe ek my hart van die Here gee, toe is dit alles net wonderlik en alles val net in plek. Ek nog, wat's fout met my? Want dis nie wat ek beleef het nie. Meeste praat vir die dag toe ek nog vervul is met die Heilige Gees nie. Toe is dit asof die duisternis toesak oor my lewe. Want jy sien, broers, jy kan nie 'n vriend van die wêreld en 'n vriend van God wees nie. En ons is nie burgers van hierdie wêreld nie. En die oomblik wanneer jy met God regmaak, is jy 'n vyand in die oë van die wêreld. Moenie dink hulle gaan met jou maatjie speel nie. Dit is 'n eensame pad. Jesus het vir ons dit gewys. Hy het gesê, soos ek was in die wêreld, so is julle. Hy het 'n eensame pad gestap. Die voëls van die hemel het neste gehad, maar die seun van die mens het geen plek om sy kop neer te lê nie, Matteus 28. So moenie dink dat die wêreld jou goedgesind sal wees nie. Ja, hulle sal respek hê vir jou, maar dit beteken nie dat hulle is lief vir jou. Hulle sal jou respekteer, want hulle sien, jy's 'n man van integriteit. Jy's 'n man, jou woord en jou daad kom ooreen. Maar dit beteken nie die wêreld gaan jou lief hê. Want die wêreld is nie 'n vriend van God. So broer en suster, ons sal deur baie verdrukkinge die koninkryk van God ingaan. Jesus het dit vir ons gesê, die apostel Paulus het dit vir ons gesê. Maar 'n goeie moed. Jesus sê die wêreld oorwin. En hierdie hemel en aarde sal verbygaan, maar die woord van die Here bly vir ewig. Amen. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. En jou hartsbegeerte is nie altyd dit wat jy dink dit is nie. Ons begeer baie keer na dinge. En dan partykeer, dan gee die Here jou wat jy wil begeer het, net om vir jou te wys dat dit wat jy gesoek het, is nie eintlik dit wat jy nodig het. Totdat die Here besit neem van jou hart. Dan besef jy eintlik daai dors en daai sielsverlange, en daai begeerte wat ek gehad het, was na hom. Dit was na hom. Van die wêreld kan nie jou sieledors les nie. En jy sal van die water drink, en jy sal weer dors kry. Maar Johannes 4 sê die water wat ek jou sal gee, sal in jou word 'n fontein wat opborrel tot in die ewige lewe. Jy sal in ewigheid nooit weer dors kry. Broer en suster, ek het nie meer dors nie. My lewe is vervuld. Ek is gelukkig in die Here. Hoe sê hy lied? So gelukkig in my Jesus. Ken jy nog? Vol lof en dankbaarheid sal ek sing. Geestelik herbore, koning se kind, sy erfgenaam, my loflied weer klink, so gelukkig in my Kathleen, is jy gelukkig in Jesus? Jy raak partykeer maar ongelukkigheid by die huis. Maar dis okay, solank jy gelukkig is in Jesus. Want my blydskap is in hom. Ai, dis so lekker om saam met my familie te kuier. En ek is so bly dat julle op hierdie vakansiedag, waar baie by die see is vanmôre, besluit het om vanmôre hier te wees. Mag die Here jou begeerte vervul met sy lewenswater vanmôre. Ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here. En ek wil graag vra dat u saam met my sal blaai so lank na die evangelie van Johannes. En ons gaan
hoofstuk 1 lees, net een vers vanmôre. Kan nie net my hand opsteek vanmôre sê, die Here was in hierdie week met my. Ek het sy voetstappe in my lewe gewaar. Ek moes dood gewees het, maar kyk, ek is hier vanmôre. Ek moes uitgesit gewees het in my huis, maar kyk, ek het nog 'n dak oor my kop. Die Here het vir my deur gekom. Ek was siek, maar kyk, ek is gesond. Ek moes my werk verloor het, maar die Here het weer vir my voorsien aan die rykdom van sy genade. Dank God vir sy getuienis vanmôre. Ons gaan vanmôre praat oor die rede. Daar is baie redes, maar ons gaan praat oor die rede. Hoekom Jesus na hierdie wêreld toe moes kom. En ek wil vra dat u saam met my sal blaai. En ons lees 1 vers 18 in die Evangelie van Johannes, die eerste hoofstuk. Niemand het ooit God gesien. Is dit die waarheid? Amen. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader was, die het hom verklaar. Ons kan ook sê, die het hom geopenbaar. Die het God bekend gemaak. Om te openbaar beteken om dit wat versluier was, om dit wat verborge was, om dit wat weggesteek was vir die oog, die materiële oog van die mens, om dit aan die mens bekend te maak. En dit is hoekom Jesus in hierdie wêreld gekom het, om God die Vader te verklaar. Jesus het gekom om God te openbaar. U sien, God is gees. En omdat God gees is, kan hy nie met die natuurlike oog gesien word. Tensy God besluit in sy ewige wysheid om homself aan die mens te openbaar of bekend te maak. Daar's geen ander manier hoe jy God sal sien tensy dit God se wil is om gesien te word. En dit was in God se goeie wil om homself aan die mens te kom bekendstel. Om homself aan die mens te openbaar. En hoe het hy dit gedoen? Volgens Johannes 1 vers 18, deur Jesus Christus het hy God kom verklaar. So Jesus het gekom om God die Vader te openbaar. Nou, hierdie God het in die jare so 700 voor Christus, in die tyd van die bediening van die profeet Jesaja, het hierdie God gekom en hy het 'n teken gegee vir die mens. 'n Teken om vir die mens voor te berei vir die dag wat hierdie openbaring van God na die wêreld sal kom. En wanneer jy lees in Jesaja die 7de hoofstuk, vers 14, sê hy, daar sal 'n dag kom wat 'n maagd 'n kind sal baar en hy sal Immanuel genoem word. En wat beteken Immanuel? God with us. Jesus het baie name, maar een van sy name is Immanuel. God met ons. So wie is Immanuel? Wie is Jesus? God with us. So ons sien dat God het 'n belofte gemaak 700 jaar voordat hierdie belofte
in werking gestel sal word, geactiveer sal word. En hy het gesê, daar gaan 'n dag kom, wat ek tussen die mens gaan kom wandel. Wat ek my tent gaan kom opslaan tussen die mens, want in die begin was die woord, en die woord was by God, Johannes 1, en die woord was God, en die woord het onder die mens kom woon. The word tabernacled among us, soos wat die tabernakel in die Ou Testament opgestel was, elke keer wanneer die volk moes stop, en God het bepaal wanneer die volk moes trek, en wanneer hy moes stop. En die rede hoekom God het so gedoen het was, wanneer die volk gestop het, het God aan die volk in daardie tyd wat hulle uitgekamp het, sy verordeninge, sy wetgewinge, sy wil aan hulle bekend gemaak, sodat hulle kon in kennis gestel word van hoe God gedien wil word. En dan wanneer God sê, slaan julle penne op en trek, dan het God dit getoets, wat hy aan hulle geleer het, om te sien, hoe pas hulle toe, dit wat hulle geleer het. Hoe pas hulle geloof toe? Hoe pas hulle getrouheid toe? En hoeveel maal sien ons in die volk maar traaglik misluk in die toepassing van dit wat God hulle geleer het. En ons sien dat geskiedenis herhaal homself. Hoe sê hulle? History repeat itself because the people do not listen. En ons sien om God, wanneer hulle gestop het, het hulle eers die tabernakel, of die tempel, die plek van samekoms, die tent van samekoms opgerig, en dan die volk rondom daar die tent, hulle tente opgerig, in slagorde, soos wat God het bepaal het. En die tent in die middel was die plek van samekoms, dit was die plek waar God gesê het, ek woon onder my volk. Die ark van die verbond was die plek waar die Shekinah, heerlikheid van die Here gemanifesteer het. Dit was as ware God in die midde van sy volk. En toe Jesus na die aarde kom, sê Johannes 1, en hy het onder die mens kom woon. Net soos in die dae van die tent van samekoms, waar God gewoon het, onder sy volk. En Jesus het gekom, en die woord van God wat geprofeteer was, in Jesaja 7 vers 14, het waar geword. En toe sê Jesaja 9 vers 5, hy sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En wat word hy genoem? Hy word genoem wonderbaar. Hy word genoem raadsman. Hy word genoem sterke God, ewige Vader, vredevol. Wat was Jesus genoem? Immanuel. En wat was hy genoem in Jesaja 9? Sterke God. Jesus is meer as net 'n mens. Hy is meer as net 'n profeet. Hy is meer as net 'n wonderwerker. He is God with man. Amen. Hy sê, as jy die Vader gesien het, het jy my gesien. Hoe vra julle nog, toon ons die Vader? As jy die Vader, het jy my gesien. Hulle is so verenig in mekaar. Die drie eenheid is so intiem, dat Jesus selfs daar verwys word as ewige Vader. Verklaar u dit vir my. Ek en Johannes nou die dag weer gesels oor die drie eenheid. Ons praat nou nog oor, hoe verklaar jy dit? Hoe demonstreer jy? Ek dink God het jy so gemaak om te sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. So my wee is so ver bokant julle wee, julle sal my nooit kan uitredeneer nie. En ek berus my daarby. Ek sal dit nooit 100% verstaan nie. Al wat ek weet is dat God is 'n drie-eenheid. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En al drie is drie verskillende persoonlikhede. Selfs die Heilige Gees sê dat die Gees is die Here en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Dit is 2 Korintiërs 3:14. So die Gees is God. Jesus is God. En God die Vader is God. Maar God die Vader is nie Jesus nie. En Jesus is nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is nie die Vader nie. Maar Jesus het gekom
volgens Johannes 1:18, as Immanuel, God met ons, om God die Vader te kom verklaar, om hom openbaar te maak. So ons sien dat Jesus se koms na die wêreld was om die waarheid aangaande wie God is aan die mens te kom bekend maak. En dit was die primêre doel van sy koms na die aarde. So broer en suster, wat sê dit vir jou, Lientjie? God wil hê ons moet hom ken. Dan die God wil hê dat jy hom sal leer ken, sodat jy in gemeenskap met hom kan leef. Is dit nie wonderlik nie, dat God wil geken word? Hy wil nie 'n vreemdeling wees vir ons nie. Hy wil hê jy moet hom ken, en hy ken jou al klaar. Inteendeel, hy sê, jy het my nie gekies nie, ek het jou gekies. Is dit nie wonderlik, Hendrik, jy, van alle mense, kan jy dit doen? Hoe sal dat God jou wil ken? Ag, maar hier, toe die wêreld opgegee het op jou gesê, daar's nie vir daai vrou. Het God gesê, I will not fail. Amen. En vanmorgen is jy hier, en jy kan sê, I want to know you more, much more than ever before. Maak die saak, wie ons is nie. God wil hê dat jy hom sal ken. Selfs in sy lyding, selfs in sy swaarkry. Inteendeel, God nooi ons uit om buitekant die laar te gaan, sodat hy homself aan ons soms buitekant die laar kan openbaar, in sy lyding en in sy dood. Hoe meer intiem kan jy iemand nie ken, as wat jy deur dieselfde doodslyding gaan. En miskien is daar individue vanmôre wat sê, het voel asof ek deur doodslyding gaan, maar sien dit as God se manier om jou te kry, om hom te ken, selfs in die lyding van sy dood. I want to know you more. I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Is ons bereid om selfs dit te verklaar vanmôre, Here, al kos dit my dood, as ek iets aangaande u karakter moet leer ken, selfs in die dood, dan is ek bereid om selfs dit te doen, want my diepste begeerte is om u te ken. En hoe ons God leer ken, is deur die omstandighede wat God oor ons pad stuur, waarin hy homself openbaar. Ons leer hom ken as voorsiener, deur ons gebrek wat ons ervaar. Hoe anders gaan jy hom leer ken as voorsiener? Ons leer hom ken as geneesheer, deur die siekte waardeur ons gaan. Want hoe anders gaan jy hom leer ken as jou geneesheer? God wil hê ons moet hom leer ken. Wil jy hom leer ken as die opstanding in die lewe? Somtyds moet ons by die dood 'n draai gaan maak. En eendag sal ons almal sterf, maar dan sal ons hom in sy krag sien, hoe hy hierdie ou sterflike liggaam verander in sy verheerlikte liggaam. I want to know you. Nou broer en suster, so God wil geken word. En die primêre begeerte van God vir elke mens is, hy wil in verhouding met die mens leef. Hy wil in gemeenskap met die mens leef. Kan jy dit dink? God wil met my verhouding hê? Maar om 'n verhouding moontlik te maak, is dit belangrik dat ons daardie individu sal ken, dat ons hom sal leer ken. Hoe kan ek in verhouding met iemand wees? Nommer 1, wat ek nie kan sien nie, en nommer 2, wat ek nie ken nie. Hoe is 'n verhouding moontlik? Wanneer 'n mens iemand ontmoet, ag, julle sal onthou die dag wat julle mekaar ontmoet het. Ek weet hoeveel keer het ons uitgegaan en ons gaan eet. Hoekom? Want ons wil gesprek voer. Hoorie, waarvan hou jy nie? Jy weet, as jy tall, dark en handsome tipe vrou, of is jy short en
en sweet. Jy weet, en ons leer mekaar ken, wat is jou gunsteling kleur, wat is jou gunsteling voedselsoorte, en jy leer mekaar ken, en soos wat jy mekaar leer ken, nou begin die attraksie, en jy sê, hoorie, ons het so baie in gemeen, en toch sê hulle opposites trek, weet, miskien moet ons nie so baie in gemeen hê, maar ek weet, opposites trek, ek weet, hulle het eers kerkgenootskap in gemeen gehad, kijk, hier sit hulle vandag onder dieselfde dak, maar het maak die saak nie, op die einde van die dag gaan dit God wil geken word, sodat verhouding moontlik kan wees. So God moes homself aan die mens kom openbaar, sodat die mens hom kan leer ken. Maar waar het God begin? Hy het nie begin by Jesus nie. Jesus het later jare gekom. Waar het God begin? Hy het begin met die natuur. God het gesê, laat daar lig wees. Laat die waters van die waters geskei word. Laat daar voëls in die hemel wees. Laat daar plante wees. En hy het die mens in die tuin van Eden geplaas. En oral waar die mens gekyk het, het hulle die heerlikheid en die grootheid en die onbeperkte wysheid van God aanskou. So God het aanvanklik die natuur gegee as 'n vertrekpunt, sodat die mens deur die skoonheid van die natuur. Ek weet Johannes lief om te sit daar. Ek gaan nie sê waar nie, want anders gaan almal daar sit. Maar Johannes baie lief vir die natuur. En Johan, ek is seker dat hoeveel maal as jy daar sit, ervaar jy net hierdie grootheid, hierdie liefde, hierdie skoonheid van God soos wat jy aanskou, sy natuur skoon. So God het eerstens die natuur gegee. Ons lees onder andere daar in Psalm 19 waar hy sê die hemele verkondig die eer van God. En die uitspansel die werk van sy hande. Jy kan dit maar self gaan lees. So God het die natuur daar gesit sodat die mens hom kan leer ken via die natuur. Maar sal u sê dat God se oorspronklike soos hulle sê intent, dat sy wil wat hy geopenbaar deur die natuur, dat die mens dit ten volle begryp het? Nee, want die geskiedenis leer vir ons dat God die natuur daar gestel het, maar dat die mens, soos wat hulle in die natuur gekyk het, 'n totaal verwronge beeld ontwikkel het van aangaande wie God is. Daar is mense wat vandag die natuur aanbid. Ek ry gister weer met my seun daar by 'n sekere area, dan sien jy hierdie mense met die wit gebare, dan aanbid hulle die rivier daar, of die bome. Hulle dink dat God is in die natuur. Dis 'n verwronge beeld. Daar's 'n bewustheid by die mens dat daar moet 'n outeur wees, daar moet 'n argitek wees. En dan dink jy die natuur self is die argitek. Broer en suster, God is nie in die boom nie. Die boom is uit God uit. Amen. Uit hom is alle dinge. Yes. Alle dinge is vir sy lof en sy eer. Maar God is nie die natuur nie. God is nie moeder aarde nie. God is Vader. Kyk hoe wil die mens God se eienskappe verdraai van Vader na moeder. Kyk hoe wil mens die skepping aanbid in steede van die skepper. Soos wat Romeine 1 gesê het, so sal dit in die laaste dae wees, dat mense die skepping sal aanbid in steede van die skepper. So die natuur het nie die voldoende resultate opgelewer nie. Die natuur spreek van die heerlikheid van God en sy grootheid en sy ewige wysheid, maar die mens het 'n verwronge beeld ontwikkel van wie God is. Daarom moes God verder gaan. En ons sien dat God het verder homself begin openbaar deur sy profete. Wanneer ons in Hebreërs 1 vers 1 gaan lees, hy sê nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete. Hoe het hy altyd gespreek tot die vaders? Deur die profete. En ons sien hoe God begin het om homself aan mense te openbaar. Waar het hy begin? Hy het begin by 'n man met die naam van Abraham. En hy het homself deur hierdie
aan Abraham geopenbaar en sy begeerte aan Abraham bekend gemaak dat hy in gemeenskap met Abraham wil leef. En hy het aan Abraham bevel gegee dat Abraham sy vaderland moet verlaat, dat hy moet verlaat en sal trek na 'n landstreek wat God hom sal wys. Hy het eers vir Abraham gesê waartoe om te trek nie. Wie van julle sal trek as jy nie weet waartoe om te gaan nie? En jy's in 'n gerieflike huis met 'n kaggel, alles is betaal, en hier kom God en hy sê los alles en trek na 'n land wat ek jou sal wys. Dit vat geloof. Dis hoekom Abraham geken word as die vader van geloof. Maar God het hom uit Ur uitgeroep. En weet julle waar was Ur geleë? Ur was geleë in die streke van Babylonië. Daar waar hedendaagse Irak vandag is. Dis daai streek. En ons weet dat Babylon is vandag die hartklop en van daardie dag af wat Babylon opgerig was onder koning Nebukadneser, was Babylon die hart gewees van die vals godsdienstige sisteem wat ons tot vandag toe nog in die wêreld kry, wat veel godery aanblaas en wat sê alle paaie lei na Rome en wat sê elkeen kan maar vir homself besluit hoe hy by God wil uitkom. Daar is nie iets soos een ware godsdienst nie. Alle godsdienste is eintlik maar net netwerke om by dieselfde plek uit te kom. Dit is Babylon. Dis die vals godsdienstige sisteem. En die Here sê vir Abraham, kom uit hierdie streek uit. En die rede was sodat God homself verder aan Abraham kan openbaar. God kon homself nie in sy krag aan Abraham openbaar terwyl hy nog in Ur is nie. En dis wat 2 Korintiërs 6 die laaste verse en 7 vers 1 ook leer, dat ons onder hulle sal uitkom. Dat ons nie aan dieselfde juk sal trek saam met ongelowiges nie. Dat ons nie sal wandel in die raad van die goddelose, sal staan op die weg van die sondaars en sal sit in die kring van die spotters nie, maar kom hulle onder hulle uit. Hoekom? Want God het een primêre doel. Hy wil homself in krag en in heerlikheid aan jou openbaar. Maar hy kan dit nie doen solank as wat jy nog aan dieselfde juk trek saam met 'n wêreldsisteem wat sê jy kan God maar aanbid op jou eie terme. Nee, God het klaar die termes daar gestel. En een prominente term is, daar is geen aanbidding tot God sonder sy seun Jesus Christus nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En as jy sien vandag hoe die wêreld die hoeksteen wil wegredeneer en in die pad uit wil kry, hoe hulle godsdienst uit skole uit wil haal, hoe hulle die naam van Jesus Christus wil verbied wanneer jy bid, hoe hulle Jesus wil wegskuif uit ons biblioteke uit en uit ons skoleprogramme uit, dan wil ek vir u sê, dit is die vyand wat agter dit sit, want hy weet, Jesus is die enigste weg tot die ewige lewe. En as jy Christus het, het jy die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Die lewe is in die seun, 1 Johannes 5:12. Dis aan hom wat die lewe is. En nou wil hulle die lewe van die mens beroof. Dis Babylon. Dis die vals godsdienstige sisteem. En solank as wat ons vashou daaraan, kan God hom nie aan jou openbaar nie. Want die openbaring van God kom deur sy seun, Jesus Christus, wat God kom verklaar het. Hoe kan jy God ken sonder Christus? Jy sal ons 'n vromme beeld kry van wie God is. Want dis Christus wat God kom verklaar het. So Abraham was uitgeroep uit die sisteem uit na 'n land wat God hom sal wys, na 'n heilige berg, na die berg Sion. En toe Abraham gehoorsaam was, het God later aan Abraham bekend gemaak dat uit sy saad die verlosser sal kom. Nie uit baie sade nie, maar uit sy saad, en ons weet dit verwys na Jesus Christus, Galasiërs 3, uit sy saad. En ons sien later jare was Isak gebore. En ons sien hoe God vir Abraham opdrag gegee het om sy seun Isak te gaan offer op berg Moria. Hoekom? Sodat Abraham kon deel hê in die lyding van 'n vader, van hoe dit voel om jou seun te moet opgee, om vermoor te word. En ons weet dat 2000 later, sou God die Vader self sy eie seun gee,
om deur die Romeinse owerhede gedood te word, maar eintlik was dit die Joodse leiers van Jerusalem wat sy dood bewerk het, deur die mense op te hits om te skree kruisig, kruisig. Maar Abraham moes dit ervaar. Want Abraham en Isak, sy seun, was 'n voorafskaduwing gewees van die verhouding tussen God die Vader en sy seun Jesus Christus. En met betrekking tot hierdie lyding wat Abraham moes beleef, wil ek vir u sê dat God ons ook daardie lyding wil laat beleef. Want as ons lees wat Paulus se woorde was in Filippense 3 vers 10, kyk wat sê Paulus, hy sê sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Kyk wat is Paulus se eindbegeerte, dat hy die opstanding uit die dode deel aan sal hê. En ons weet, daar sal 'n opstanding uit die dode wees. By die terugkeer van Jesus Christus. En jy weet dat God bid dat jy deel sal wees van die eerste opstanding of die weggrafing. Maar die tweede opstanding is vir die wat verlore gaan. Met die tweede opstanding na die 1000 jaar vrederyk sal dit 'n opstanding tot die dood wees. Dan sal die mens geoordeel word en hulle sal in Gehenna gewerk word. Maar Paulus sê, ek wil net deel wees van die eerste opstanding. Al moet ek sterwe, al moet ek deur die lyding van die dood gaan, al moet ek gelykvormig word, selfs in die dood. En ons weet dat Paulus was gedood in die poorte van Rome, waar hy vermoor was, die Romeinse owerhede. Maar ek dink, soos wat hulle Paulus begelei het, om gedood te word in die poorte van Rome. Ek dink die woorde wat dalk laastens deur sy kop gegaan het, soos wat hy op daardie klipstrate van Rome afloop, met die wete, vandag is die dag, wat ek onthoof sal word. Ek dink in sy hart, het hy daardie woorde weer klink wat hy geskryf het in Romeine 1 vers 16, toe hy gesê het, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus, want dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek wil vir u vra vandag, skaam jy jou oor die evangelie? Sal jy bereid wees om selfs jou lewe te gee? Om te sê, ek sal nie Jesus afsweer nie. Maak my dood, maar elke stukkie van my liggaam sal God verheerlik, selfs in die lyding van my dood. Dit is die aard van ons verhouding met Christus, soos wat God het verlang, dat ek bereid sal wees om my lewe te gee. Kyk wat sê 1 Petrus 4, na aanleiding van wat Paulus hier gesê het. 1 Petrus 4 vers 12. Hy sê daar, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom. Baie mense is verbaas, hoe gebeur sulke slegte dinge met my? Moet jy nie verbaas as iets vreemds oor jou kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Hierdie lyding is van korte duur, as ons bereid is om hier te ly en droefheid te beleef. Daai droefheid wat jy beleef, is 'n droefheid tot die lewe. Die mense, almal gaan eendag droefheid beleef. Almal gaan eendag rou bedryf. Ons het dit Vrydag bespreek by die seniors. Jy kan besluit, wil jy liewer nou rou bedryf, maar is 'n droefheid wat lei tot die lewe, of wil jy eendag rou bedryf wanneer die leiers van die wêreld sal sê, o berge val op ons, hemels bedek ons van die aangesig van die Here, want hy sal terugkeer in krag en in heerlikheid. Dan sal daar 'n rou wees oor die wêreld soos nog nooit van tevore nie, maar daardie rou sal 'n rou wees tot die dood, want dan is dit te laat. So ons gaan kies, of ons ly nou, maar dis 'n droefheid tot die lewe, of jy ly eendag, en dis 'n droefheid tot die dood. I made my choice. Ek sal liewer my pak nou vat, en dan die lyde van Christus gelykvormig. Ek onthou op skool altyd, as ons 9 ouens is wat op pak kry, ek is voor in die ry. Ek vat eerste. Want as hulle nog so staan en grin, dan is ek al oor die seerste. Ek vat liewer my pak.
nou. Maar dis 'n droefheid tot die lewe. Wat sê jou maak? Ons het dit nie alles, dit gaan nie altyd dik hier nie. Maar ek doen dit met die blydskap van die Here in my hart. Want ek weet nie meer baie lank, dan sal ons Jesus sien. Dan sal ons hom sien. En ons sal hom kroon as koning van die konings en Here van die leerskare. So ons sien dat Abraham het gelykvormig geword aan die leiding van Christus. Na Abraham het God homself geopenbaar aan 'n man met die naam van Noag. En ons sien dat Noag het, waar Abraham God aanvaar het in sy leiding en gesien het, God se hart, homself deur die dood van sy seun, homself so aan die mens te openbaar, God se hart van liefde, God se hart van gee, God se hart van, om die hemel as ware amper bankrot te maak. Hy het sy beste gegee vir jou en my. Toe kom God en hy openbaar homself deur Noag, en deur Noag openbaar God aan die mens sy heiligheid en sy geregtigheid. En God wys vir Noag dat die mens geoordeel sal word, omdat die mens die weë van God verlaat het. En die wêreld was geoordeel met die groot sondvloed. En Noag het aanskou die heiligheid en die geregtigheid en die oordeel van God. En hoe jammer om vandag te sê, jy hoor baie min mense vandag nog preek, baie min kerke, wat die klem laat val op die heiligheid en die geregtigheid van God. Ja, ons praat oor die liefde van God, en ja, God is liefde. En Johannes 4:4 sê dit, maar kyk net hoe ver moet jy deur die Bybel lees om uit te kom by die woorde, God is liefde. Ons weet Filippense het ook gepraat van die hoogte en die diepte, Filippense 3, van die liefde wat daar in God is, maar die Bybel praat veel meer oor die heiligheid van God, die geregtigheid van God, die gestrengheid van God, maar nee, kom ons praat net oor die 3 of 4 verse wat praat oor sy liefde. Uiteraard God is liefde, maar broer en suster, jy kan nie sy liefde ervaar as jy nie sy heiligheid deelagtig geword het. En om te sê, soos wat hy is, soos ons, en dat ons volmaak sal word, soos wat hy volmaak is, soos wat Matteus 5 ons leer. As ons nie hierdie goed is vir mense laat verstaan nie, sal jy nooit die diepte van God se liefde ken. Daarom, as iemand na die Here toe wil kom, dan sê dit nie vir hom eers, jy weet hoe God lief het God jou nie. Nee, maar dan dink hulle, God is net liefde, en God vergewe net, maak nie saak wat jy doen nie. Nee, die eerste ding wat jy vir iemand sê is, bekeer jou! Bekeer jou van jou verkeerde weë! Toe die mense na Petrus toe kom, wat moet ons doen om gered te word? Bekeer jou. Handelinge 2:38. Laat jou dood. En word vervul met die Heilige Gees. En jy sal mense bekeer. Dit is waar ons begin. En dan, wanneer jy wandel in die Here, sal jy sy liefde gedemonstreer sien. Jy kan nie God se liefde ervaar voordat jy jou bekeer het. There's no way. En dit is wat Noag gesien het, God se heiligheid. En God het sy toorn geopenbaar, omdat die mens God se weë verlaat het. Toe kom die Here en hy openbaar homself aan 'n man met die naam van Moses. En wat het Moses kom bring? Hy het die wet gebring. En deur Moses het die mens gesien, dit wat God verlang van die mens, wat die mens moet doen, om in gemeenskap met God te leef. En ons sien die profete daarna, het die mens gedurig deur herinner, julle moet wandel in die weë van die Here, anders sal die toorn van God oor julle kom, en die gemeenskap tussen mens en God sal verbreek word. Kan nie sien hoe God progressief meer en meer aangaande homself aan die mens geopenbaar het? Maar wat kom ons agter? Wat kom ons agter? Dat hoe meer God homself aan die mens geopenbaar het, hoe verder en verder en verder die mens van God af beweeg. Dink bietjie daaraan. Die verhouding, die intimiteit van die verhouding wat Abraham met God gehad het, teenoor die intimiteit van die verhouding wat die konings gehad het, latere jare, met God. As jy gaan kyk, die konings van Israel, onthou daar was die 2 suidelike stamme, Benjamin en Juda, en dan was daar die 10 noordelike stamme, onder koning Rehabeam, suidelike stamme, koning Jerobeam, en ons weet, dat die noordelike konings, daar was so 20 van hulle, voordat hulle
weggevoer was in 721 deur die Assiriërs. En ons sien dat hulle was almal slegte konings. Hulle het die volk weggelok van die Here af. Hulle het heilige boomstamme opgerig. Die seuns het gehoereer daar met die vreemde nasie se dogters. En hulle het afgode aanbid. Hulle het Moloch aanbid en Baals aanbid. Die konings was slegte konings. Onder die suidelike stamme was daar 'n paar goeies. Jy weet, soos koning Josia, daai jong seentjie van 8 jaar. Koning Josafat. Daar was hier en daar opflikkerings. En koning Josia het nogal probeer om hervormings te bring onder die volk Israel. Jy weet, om te sê, ons moet weer die wet van die Here onderhou, maar ons sien dat die volk het te ver weggedwaal teen daardie tyd. Jy sien, jy kan 'n volk nie verander deur hervormingsprogramme nie. Hoeveel keer sê ons gaan nou nuwe wetgewing instel. Nou gaan ons dit so doen. En dan lyk dit so, ons kan dit help, maar nie vir lank nie. Want jy sien, jy gaan nie 'n nasie verander teensy die hart van die mens verander nie. Jy kan reëls instel en jy kan programme instel en hervormingsprogramme, maar dit gaan nie 'n nasie swaai nie. Dit begin by die hart van die mens. En al wat 'n mens gaan verander is die evangelie van Jesus Christus wat in krag bedien word. En wanneer die hart van die mens, die hart van klip uitgehaal word en 'n hart van vlees gegee word, volgens Jesegiel 36, dan sal jy 'n transformasie begin sien. Nie met hervormingsprogramme nie. En koning Josia het dit probeer, dit het nie gewerk. So ons sien die konings en later aan sien ons dat die volk is totaal verwyderd van God af en hulle is in ballingskap weggevoer. So dis die tragiese verhaal. God openbaar homself, maar die mens word al hoe meer vervreemd van God af. So die verhaal van die volk van Israel is 'n verhaal van 'n volk wat al hoe verder en verder en verder van God af weg beweeg het. Tot by 'n punt waar die beeld wat hulle van God gehad het, totaal vertroebel het. Gaan lees Jeremia 2 vers 13 waar die Here sê, julle het vir julle reënbakke uitgekap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Hulle het probeer met mense pogings en vals gode, daai vals gode wat Psalm 115 van praat wat sê, ja, dis beelde. Hulle het oë maar hulle kan nie sien nie. Hulle het ore maar hulle kan nie hoor nie. Hulle het voete maar hulle kan nie loop nie. Dis die gode wat julle aanbid, gode wat julle nie kan nie. Dis soos gebarste reënbakke. Julle probeer hierdie godsdienstigheid om water daardeur te versamel, maar hy sê daar's barste in daai reënbakke en dit hou nie. En ten einde word julle vervreemd van die ware God. En die ware karakter van God was totaal vertroebel onder die volk. En toe die dag kom, daar in 586 voor Christus, 605, daar was 3 deportasies gewees uit Jerusalem uit, soos wat ons weet. Toe daardie dag kom, was die beeld van God totaal verwronge, want toe hulle in ballingskap gaan, omdat hulle die weë van God verlaat het, toe het hulle gedink op daardie dag, God is net 'n God wat straf. God is net 'n God wat oordeel. Kyk nou wat laat hy toe, dat ons land uitgegooi word. En die mense beeld van God was 'n beeld van straf en oordeel. En praat maar, selfs met mense wat sogenaamde Christen is vandag, wat 'n beeld vandag van God het, van God straf my net, God oordeel my net, God wil net hê ek moet swaar kry, God wil net hê ek moet ondergaan. Dis 'n vervronge beeld. En ek is vanmôre hier om te sê, dis tyd dat ons die ware beeld van God weer herstel. En dit is wat Jesus Christus kom doen het. Hy het gekom om God te verklaar. Dis hoekom ons lees in Johannes 1 vers 18, maar lees net wat sê vers 17 van Johannes 1. Hy sê, want die wet is deur Moses gegee, maar genade en waarheid. Halleluja! Die wet het 'n oordeel oor die mens gebring, want die wet het gesê, doen hierdie dinge, en as julle dit nie doen nie, sal julle sekerlik sterwe, en duisende het gesterwe. So die wet was 'n tugmeester, want dank God was 'n tugmeester na iemand toe, en dis na Christus toe, Galasiërs 3:28. Die wet het gekom deur Moses. Die beeld van God het vervronge geraak, want die mens het gedink, God is 'n God van oordeel, en 'n straf, en is 'n wettiese God. Hy sê maar genade en waarheid het gekom deur Jesus Christus. So Jesus het gekom om die waarheid
aangaande God te kom verklaar en die beeld van God aan die mens te kom herstel. Jesus het gekom om vir jou en vir my te wys dat God is liefdevol. Dat God is genadig. En dat hy 'n hemelse Vader is wat met die mens gemeenskap wil hê. Hy het gekom om vir die mens te wys dat die wet eintlik gegee was om die mens te beskerm teen die dinge in die lewe wat jou wil verwoes. Hoekom is patreels daar? Om ons pret te bederf, sodat ons teen 200, hoekom mag ek nie teen 220 kilos so bietjie hier in Kusweg afry nie? Hoekom moet daar soveel hobbels wees? Ek wil mos nou my kar bietjie uittoets. Hoekom is die reëls daar? Om 'n lewe te spaar van 'n voetoorganger wat jou nie sien kom. Om 'n lewe te spaar van motorongeluk. Reëls is daar vir jou beskerming. Reëls is nie daar nie om pret te bederf. So, Jesus het gekom om God aan ons te verklaar. Nou wil ek hier neem en die vliegtuig, hy kom nou in vir sy landing. Johannes 14. Kyk wat sê Johannes 14. Ons vind hier 'n man met die naam van Filippus. Filippus sê vir hom: Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom: ek is so lank al by julle. Het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Ons lees hier van 'n man wat vir Jesus gevra het: toon ons die Vader. Jesus sê: ek is so lank al by julle. En jy vra my, toon die Vader? Het jy my gesien, het jy die Vader gesien? Hierdie Filippus. Wie ken vir Filippus, een van Jesus se disippels? Het julle geweet dat Filippus is die eerste disipel wat Jesus geroep het om hom te volg? Julle het geweet? Ek sê nie hy was die eerste disipel wat Jesus gesien het nie. Daar was ander wat al Jesus ontmoet het voor die tyd. Petrus en sy broer Andreas het Jesus ontmoet al daar by die see, toe Jesus gepreek het. So hulle was van die eerstes wat hom ontmoet het, maar Jesus het nie vir hulle gesê, volg my nie op daai stadium. Later het Jesus vir hulle gesê, volg my. Die eerste disipel wat Jesus voorgesê het, volg my, was Filippus. Ja, julle glo my nie. Ek like dit as mense verstaan. Johannes 1:44. Lees ons van Filippus. Dis die eerste keer wat ons van hom lees. Hy sê dat die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek en hy het vir Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. Volg my. En toe Filippus die woorde van Jesus hoor, toe hardloop hy na 'n vriend toe wat hy ken met die naam van Nathanael. En kyk wat sê hy vir Nathanael in vers 46 van Johannes 1. Hy sê, Filippus het vir Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Filippus is opgewonde. Hy sê, ons het hom gevind van wie die wet en die profete geskryf het, van wie Moses gepraat het in die wet, en dis Jesus, die seun van Josef van Nasaret. So Filippus het Jesus aanskou, en wat sien hy? Hy sien die getrouheid van God om sy woord te hou. Toe hy Jesus aanskou, toe sien hy God is 'n waarmaker van sy woord. Want God het in sy woord, in die ou verbond, in die wet en profete verklaar dat daar sal 'n teken kom eendag. Hy sal onder die mens kom woon. En hy sal geken word deur die naam Immanuel, God met ons. En toe Filippus Jesus aanskou, toe sê hy, Jesaja was al die tyd reg. Immanuel is hier. God met ons is hier. Hy van wie die wet en die profete geprofeteer het. Filippus was die eerste een wat dit herken het. Immanuel, God met ons, is in ons midde. Wanneer jy verder gaan lees in die evangelie van Johannes, dan vind ons Filippus weer in Johannes 6. Weet jy wat in Johannes 6 gebeur? Dit was daar waar Jesus die brood en die visse geneem het. En die mense was honger.
en hy het die brood en die vis geseën, en ons weet, hulle het almal geëet, en daar was nog 12 mandjies vol oor. En hoe het Filippus Jesus daar gesien? Hy het in Jesus gesien die vermoë van God die Vader, om die diepe sielehonger van elke mens op aarde te vervul. Hoekom sê ek dit? Want net later in die hoofstuk sê Jesus in vers 35 van Johannes 6, ek is die brood van die lewe. Hy het eers die brood en vis gebruik om vir mense te wys dat God die Vader kan 'n skare voed. En toe kom Jesus en hy verbind homself aan daardie wonderwerk en hy sê vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Halleluja! Jesus bevredig die honger van die wêreld. Amen. Later lees ons van Filippus weer in Johannes 12. Kom, blaai net gou so in Johannes 12, vers 20. Dis die derde keer wat ons van Filippus lees, hoe sien hy vir Jesus? Hy sê daar was sommige Grieke, daar was Grieke wat gekom het en vrae gevra het aan Filippus en van die ander apostels aangaande hierdie Christus, wat hulle so volg. En hulle wil met Jesus praat en hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida was en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil graag Jesus sien. Filippus kom en sê vir Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat vir die wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontstel. En wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik die naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik. En ek sal dit weer verheerlik. Kyk net vinnig vers 31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van die wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe getrek word. Wat sien Filippus hier? Hy sien die intimiteit van die verhouding tussen Jesus en sy Vader. Die gemeenskap wat daar was tussen Jesus en sy Vader. Hy sien dat Jesus het gekom om die wil van sy Vader te doen. En die wil van sy Vader is om die wêreld te verlos van hulle sonde. En Jesus het gekom om die wil van sy Vader te doen, sodat die mens weer in gemeenskap met God kan leef. En die laaste keer wat jy van Filippus lees, is in Johannes 14, waar Jesus gesê het, Filippus, jy sal so lank saam met my, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En daar het Filippus gesien, die liefde en die genade en die hart en die begeerte van God, om met die mens in gemeenskap te lewe. Maar daarvoor moet die mens verlos word van sy sonde. Die mens moet van duisternis losgemaak word. Broer en suster, elke keer wanneer Filippus na Jesus gekyk het, as hy Jesus sien, hoe hy die siekes genees, het hy in Jesus gesien, die hart van die Vader, om die wêreld te genees van die kanker van sonde. As hy Jesus gesien het, hoe hy daai kindertjies neem in Markus 10, dan vanaf vers 13, en hulle seën, het hy die hart van God gesien, om die mens lief te hê, en die mens te seën, om in gemeenskap met die mens te leef. As hy gesien het, hoe Jesus so rond beweeg, en mense aanraak, en mense seën, het hy heeltyd die hart van God in dit gesien. Toe hy Jesus sien ween oor Jerusalem in Matteus 23, toe sien hy die hart van God wat ween oor die mensdom, wat die verlossingsplan van God nie erken het nie. Toe hy sê, Jerusalem, ek het so begeer om julle by mekaar te maak, so sê hy na kykens, maar julle wou nie, maar daar sal 'n dag kom wat julle sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, en verseker julle sal my nie sien, totdat julle getuig, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Filippus het die hart van God in Jesus gesien, want as jy my gesien het, het jy die Vader gesien, het hy vir Filippus gesê. So broer en suster, the moral of the story, ou Hendrik vanmôre is, die waarheid is, God loves you. And he wants to have relationship with you.
Hy wil homself aan jou openbaar. En hy wil hê jy moet die liefde ken van sy gemeenskap en die seën wat daaruit vloei. En die enigste manier hoe dit moontlik is dat Jesus moes kom om die wêreld van sonde te verlos, sodat daai skeidsmuur van sonde tussen God en die mens verwyder kan word. Jesaja 59:2, daai skeidsmuur moes verwyder word. En dit is die primêre doel hoekom Jesus na hierdie wêreld toe moes kom. Hy het gekom om die Vader openbaar te maak. God is gees, ons kan hom nie sien nie. Maar kan jy hom sien hierin? Kan jy sy liefde vir jou sien? Kan jy sien dat hy bereid was, hy wat geen sonde geken het sonde vir jou geword. Het sy liggaam vir jou laat breek. En sy bloed vir jou laat vloei. Sodat jy vanmôre kan sê, I redeemed. Ja, God is gees, ons kan hom nie sien nie. Maar Vader, ons sien hom vanmôre. In hierdie nagmaal. Ons sien sy liefde. Ons sien hoe hy uitreik na die mens toe. En sê, hy wat my beker drink en my brood eet, het deel aan my.